En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion En ek is Karen. en dit is so lekker weer vandag met julle te kan gesels op hierdie wonderlike Woensdag. Jou oë skitter sommer so sterkies Ja, as jy so praat. natuurlik. Lekker Want opgewonde oor die program wat Hoe kom. dan nou anders? Hoe dan nou anders? Dit is so voorreg om weer net so die lekker geselskap en lekker treffers en lekker klank weer te kan deel saam met julle. So as jy nou hierso by ons ingeskakel het, ja, dan is jy in vir 'n lekker treat vandag, want ons het 'n harde, maar 'n lekker topik om mee te gesels met 'n gas wat ons het. En yes, ek gaan nie eers langer wag op dit nie, want daar is so baie wat ons met julle wil deel vandag. En ek weet, dit is 'n week voor Paasnaweek alweer. En almal is reg daarvoor en die beplanning word weer ingesit. Die mini-vakansie voor Desember vakansie. Dis nie 'n mini-vakansie vir my nie. Dis 'n vakansie. Kan jy weet wat is 'n mini-vakansie? 'n Mini-vakansie is 5 dae. Dis 'n mini-vakansie. Hierdie is 11 dae as jy alles mooi bymekaar. Baie lekker. So dis 'n baie lekker. vakansie, 'n groot vakansie met hoofletters. Dis sy. Nee, ons gaan julle nie langer uithou voor die vakansie begin nie, want dis dan volgende week, maar dan gaan ons nog lekker gesels daaroor. Ons vandag 'n topik wat ons met julle wil deel, diere en hulle maniere en hoe julle kyk na diere. Ja. So yes. En dan welsynsdiere, welsynsorganisasies. Dis hy. So dit is die hoofonderwerp. Ons gaan gesels met Steven Montgomery, maar ongelukkig gaan dit telefonies wees, want hy kon ons nou nie join in die ateljee nie. Maar Want hulle yes. sit nog die ateljee aan mekaar. Dis hy. Maar baie welkom Steven. Hoop dit gaan goed met jou vandag. Dit is lekker om saam met jou freaking awesome souls vanmiddag te kuier en natuurlik die luisteraars ook. Ons kan sommer die van 'n gewoonte maak. Yes, ek dink ons moet hoor, jy het baie dinge om te deel met almal. Jy het Absoluut. baie dinge om te deel. Sommige jack of a lot of trades, of laat ek sê 'n man van vele talent. Dankie. Nou, Steve, sal jy jouself ons bietjie voorstel aan die luisteraars asseblief? Steve Montgomery, soos julle gehoor het. Ek is 'n behaviorist en 'n trainer by Wisdom of Dogs hondeskool in Mosselbaai. Ek is 'n passievolle diereaktivis en het vir hierdie rede Wisdom of Dogs Foundation Angel Foundation gestig. Jy weet, ons is nie net om etiese diereorganisasies te support, maar ook etiese kinderwelsynorganisasies landwyd. Dit is fantasties. Sien waarvan ek praat, van 'n man Absoluut. van vele talente. OK, ons gaan oor verskeie dingetjies. Dis een van my favourite woorde. Ons gaan oor verskeie dingetjies gesels met jou vandag, Steve. Jy het nou vir ons gesê, jy het nou jou Dogs Donation Angel Foundation gestig, en jy werk nie net met etiese diereorganisasies en ondersteun hulle nie, maar jy werk ook met etiese kinderwelsynsorganisasies. Nou vandag wil ons bietjie meer gesels, ons gaan op 'n ander geleentheid met jou gesels ten opsigte van jou kinderwelsynswerke. Ons wil bietjie met jou gesels oor diere vandag, veral jou honde en jou katte, en hoe om vir hulle te sorg, en dan ook 'n baie hot topic op die oomblik, en eintlik altyd in die garden route, Yep. is dierewelsynsorganisasies. Ons gaan aan daai ook raak vandag, en ons gaan dalk 'n paar mense, se bloeddruk bietjie opjaag vandag. Maar die waarheid moet uit. Ons moet weet wat aangaan in ons omgewing en wat veronderstel is om aan te gaan en wat moenie aangaan nie. So, eerstens wil ek net eers begin om te vra, as jy nou diere het en honde het, wat sou jou pligte wees en jou verantwoordelikhede van 'n honde-eienaar? Wel, Karen, heel eerstens kos en water. So, dit klink soos 'n stupid antwoord, maar Dit is die basicste ding, ja. dit is die basicste ding wat die mense dink dit is 'n algemene en dis common sense, maar daar's so baie mense wat actually nie verstaan dat honde kos en water nodig het. Dit is die waarheid. Ongelukkig het ek dit nou al gesien. Mense. Ja. Eerste ding, voeding en water. Dan gereelde veeartsbesoeke vir inentings en voorkomende behandeling vir inwendige en uitwendige parasiete. Dis ook nie eintlik baie belangrik vir baie mense nie, né? Dit is nie, maar Dit is belangrik.
Dit is ongelooflik, want as jy nie jou hond behandel, byvoorbeeld vir uitwendige en inwendige, kan dit jou duisende rande vir jou artsonkoste kos. Ja, en jou arme diere ly daaronder. Ja, hulle kan letterlik doodgaan, as byvoorbeeld as jou hond nie inentings kry nie, ons praat van rabies inentings en parvo inentings en sulke goed, wat van groot belang is. Jy gaan vir jou kind, as jy 'n baba het, gaan jy seker maak dat jou kind het al hulle inentings om seker te maak dat hulle so gesond as moontlik is, en dit is baie belangrik vir honde en katte ook. Yes. Ja, absoluut. En dan geestesstimulasie en oefeninge. Nog 'n ding wat gestop word, nee, ekskuus dat ek jou nou so in die rede val. Nee. Maar dis nog 'n ding wat 'n groot storie is. Baie mense dink die kat kan net heeldag in die huis toegesluit bly, want die kat moet mos nou veilig wees en al sulke dinge. Maar hulle dink nooit daaraan nie dat 'n kat is 'n buitedier, hoor, en 'n kat moet speel, moet ook gestimuleer word. Honde word gewoonlik nog vir walkies gevat vir die mense wat dit doen, want daar is wel baie mense wat dit nie doen nie, maar 'n kat nee. Ek stem saam met jou. Jy moet geestesstimulasie vir enige te doen. Al het jy 'n muis of 'n hamster, Yes. of 'n slang of 'n spinnekop is 'n troeteldier, jy moet geestesstimulasie kry vir daardie dier. Dis die funny ding, want mense het 'n wanpersepsie, as byvoorbeeld as jy 'n honde-eienaar is, dat oefening is die enigste ding wat die hond nodig het, om bal te gooi vir jou hond die hele dag en met die hond te gaan stap, maar dis glad nie waar nie. Ja. Ten minste 80% van die aktiwiteite wat jy elke dag met jou hond doen, is veronderstel om geestesstimulasie te bestaan. Ja, sure. Ja. Mense verstaan dit nie. En dan natuurlik opleiding en sosialisering. Daai is baie belangrik. Van groot belang. En dan praat ek van elke liewe pappie. Dit maak nie saak wat se breed hulle is nie. Moet ten minste pappie kursus doen by 'n goeie hondeskool om 'n well-balanced companion te word. Ja, dis een ding wat ek sien, en veral met mense met hierdie groot breed honde. Hulle los net, dit laat God se water maar oor God se akker vloei, die hond sal self aanpas. O nee, my liewe genade. Hulle gaan jou goed opvreet, en as hulle groot genoeg is, ek weet toe ons 'n boerboel gekry het, toe die veearts vir ons gesê, hoorie, ek hoop daar's 'n matriarch kat wat hom kan uitsorteer, want anders vreet hulle die katte op. So sy moet hom uitsorteer wanneer hy klein is, sodat hy kan leer om saam met katte saam te lewe, anders eet hulle die katte op. Absoluut. Dis net so. Ja, maar as jy die opleiding doen, as jy wel na 'n pappieskool toe gaan, ek praat van 'n ordentlike pappieskool, want dit is al 'n ander subject daar ook. Ja. As dit by hondeskole kom. So dis hoekom ek die woord gebruik van 'n ordentlike hondeskool. Yes. As jy jou pappie wel na 'n ordentlike opleiding goeders van, dan hoef jy nie te worry van banke wat opgekou word, gate wat in jou Ek wil iets oorkom as ek dit sien. Ek kry sommer hartaanval vir daai mense se onthaalwe. Ja, nee, pragtig. En natuurlik versorging soos borsel en die higiëne van die hond, want jy kan nie glo hoe belangrik borsel en die higiëne is nie, want dit het alles te doen met die hond se immuunstelsel. As jy nie die hond ordentlik konstant uitborsel en kyk na die higiëne, dan gaan jy kort veeartsonkoste moet betaal, omdat die hond siek word konstant vir oorpyn en allerlei sulke dinge. Ja, hoorie, ek wil net vir elke luisteraar sê, ek dink dit is nogal belangrik. Kyk, ons neem altyd ons radioprogramme op en ons sit dit op Spotify en op YouTube, maar as jy nou nie access daartoe het nie, gaan kry asseblief jou pen en papier en skryf hierdie goedjies neer, want dit is regtig waar belangrik. Jy dink jy gaan al hierdie goed onthou, maar jy onthou dit nie, en vir meeste mense kom hierdie ding nie natuurlik nie, né? Nee, dit is glad nie natuurlik nie, want mense het 'n wanpersepsie op by honde kom oor die algemeen. Ja, daai ding van jou borsel en higiëne, wat jy nou gesê het, wat goed is vir hulle immuunstelsel. Meeste mense dink nie daaroor nie. 'n Hond het sê immuunstelsel nie. Honde wat nie gegroom word en honde wat nie regtig sy higiëne na omgesien word, wat die meeste by veeartse opeindig. Dis so presies daai van, hier is net 'n klein hokkie vir jou, daar's jou kombersie wat jy op moet lê. Dis al wat jy nodig het. 20 jaar, daar's jou bakkie water, daar's jou bakkie kos. Dis Ja. dit, en jou bakkie water kan maar net so een keer 'n week uitgegooi word met nuwe water. Dis daai geval. Ek wil iets oorkom. Ek stem 100% saam, ja. Ek wil iets oorkom.
En dan natuurlik, want daar's niks wat my meer laat ontplof, is wanneer ek ergens heen rondry, ek sien 'n hond wat ergens op die straat is, en jy weet ek is bekommerd, ek trek af, om te kyk of ek identifikasie tag kan sien op die hond of whatever, en daar's niks nie. Iets wat my 5 minute sou gevat het om die eienaar te kan kry, vat my nou die hele dag. Want nou moet ek social media posts goeders create en alles. So die veiligheid en identifikasie van honde is van groot belang om ID-merke op halsbande te sit, om hulle te microchip, om seker te maak dat jou erf is ordentlik omheind en dit, want dit is ook om so baie honde op straat is en nie weer hulle huise kry, maar die eienaar raak in 'n toestand, want hulle kom by die huis, hulle hond is nie by die huis nie, so hulle gee om, hulle is geworried, hulle create social media, so hulle sit hulle self onnodig in die paniek, want sou hulle hond identifikasie op hulle gehad het, of 'n microchip of whatever, dan was die eienaar dadelik in die hande gekry, en die eienaar hoef nie te gestres het die hele dag waar hulle beloved Piet is nie, ja. absoluut, Sure. yes, Karen en Dion, liefde en aandag. Verskaf emosionele ondersteuning, liefde en geselskap, aangesien honde positiewe interaksie en aandag benodig om te kan floreer. Deur hierdie pligte vervul, verseker jy jou hond se gesondheid, geluk en welstand. Ja, nee, dit is vragties waar. En soos ek net nou gesê het, luisteraars, as jy nog nie jou pen en papier gekry het nie, julle weet al teen hierdie tyd, is Ja, nou lekker is die kans, teetyd, ja, teetyd, gaan gou-gou, ons gaan nou gou-gou 'n liedjie speel, jy het nou tyd om gou-gou jou tee te gaan maak en jou pen en papier te kry, want jy wil baie graag neerskryf wat volgende kom. Nou, so ons is nou weer terug op julle op Aksie met Reaksie, bly ingeskakel hier by ons sien julle nou. En welkom terug is by ons op Aksie met Reaksie, was net lekker musiek geluister het, jy sou ingeskakel hier op Eden FM, Your Voice in Paradise, en ons gesels nog met Stephen Montgomery, vra 'n paar vrae uit oor diere, en ja, die toestande van hoe mense kyk na hulle diere, en veral honde ook in die geval. Ja, Steve, ons gaan aangaan met ons baie interessante gesprek ten opsigte van diere. En ek wil graag hoor wat jou siening is ten opsigte van die doel en waarde van diereskuilings in ons gemeenskappe. En hierdie is nou 'n baie belangrike en tere punt. Karen, dis hoekom ek graag vanmiddag vir die luisteraars wil dit verstaan. Alhoewel dit my siening is en my persoonlike persepsie, is hierdie ook gegrond op diere welsyn. Hierdie is gebaseer op feite. Dit gaan oor gesonde mentaliteit van die hond en die hond se gesondheid oor die algemeen. So ek wil hê mense moet in gedagte luister wat ek te sê het en verstaan dit het wel op feite te doen van jarelange research. So Dierebeskermingsvereniging en Dierereddingsorganisasie is veronderstel om net 'n tydelike veilige hawe vir diere te Ja, wees. die emphasis op tydelik, né? Ja, ek kan nie genoeg stres in groot hoofletters tydelik. Vir enige diereskuiling of dierebeskermingsvereniging of dierereddingsorganisasie om diere lewenslank in hokke aan te hou, is nie veel beter as byvoorbeeld 'n hond of 'n lewenslank op 'n ketting aan te hou. Nee, dit is die waarheid. Nee, dit is beslis die Ek wil waarheid. 'n voorbeeld gee. Kom ons gaan terug na lockdown toe. Toe die wêreld gelockdown is, in watse paniek het elke liewe siel gegaan omdat hulle in hulle huise toegesluit moes word. Dis presies, en dis 'n fantastiese voorbeeld daai. Hoe het jy gevoel omdat jy in jou huis moes bly? Hoe het jy gevoel? Dit was maar net vir 'n paar weke. Exactly. Dit was nie lewenslank nie. Ja, dis En hoe presies langer so. die tyd aangegaan het, want toe is lockdown basies ge-extend. Ja. En elke slag wat dit ge-extend het ons dieper en dieper in depressie ingegaan en meer angstig geraak en alles. So hoe moet dit nie voel vir enige dier om lewenslank in 'n hok te Ja, sluit? 'n sentient being wat ook gevoelens het, wat ook emosies het, wat ook ja, dit Maar is dit wat ek net nou wou gesê het, mense se persepsie van honde is nie wat 'n klein persentasie soos my en jou en Dion se is nie. Volgens hulle is 'n hond maar net 'n hond. 'n dier. Ja, nee, vragies, en 'n ek dier meen, is 'n dier. Nee. nee, glad nie. We are all, everything is connected, as mense daai persepsie gaan verstaan. Oeh,
Ek is lang hoendervleis soos ek hier sit. En jy sê ook altyd, so wat jy ook altyd, sorry Steven, so wat Karen ook altyd hier vir my sê, as jy nie vir die hond of die katjie kos en water gee nie, nou hulle het nie duime nie, hulle kan dit nie self doen nie, so dit is jou verantwoordelikheid as jy hom aanneem. Dis hoe is die gesegde wat mense op Facebook sê, van meerderheid van die mense vandag vir die kinders ook sê, 'n dier, as jy 'n dier aanneem, 'n dier is nie net so 'n geskenk of 'n speeldingetjie, as jy klaar met hom Sit jy hom in die gespeel het, dan kas, bury jy hom en dan Dis 'n lewenslange ding. Dis 'n lewenslange commitment wat jy moet gee, selfs as wat jy 'n kind grootmaak. Jy het hom daar, Jy dis 'n kan nie commitment. vandag vergeet en môre vergeet om hom te voer of om water te gee of na hom te kyk of aandag te gee nie. Daar's 'n psychological responsibility wat jy daar's 'n psychological issues wat daar gaan ontstaan wanneer jy dit neglect, né? Karen, ek stem 100% saam met jou. Ek stem met albei saam, maar dit kom nou weer, dit kom elke slag na dieselfde punt neer. Dis omdat mense oor die algemeen se mentaliteit is dat 'n hond is 'n hond. Yes. Dit is 'n dier. En weet jy hoekom? Want as ek assessments doen, daar's 'n sinnetjie wat ek altyd vir mense sê. En daai sinnetjie is van al die diere spesies in die hele wêreld, is die mensspesies die enigste diere wat nie besef dat hulle diere is nie. Net so. Dit is net so die waarheid, daai Steven. Ja, alles is dieselfde, ons is almal dieselfde. Dis ek sê, daar's bloed in hulle veins, and the life is in the blood. So sê die Bybel vir ons ook, né? Nee? Karen, ja, nee, ek stem saam met jou, maar Karen en Dion, weet julle hoekom besef ons nie dat ons diere is nie? Sê. Want ons dink, ons is by verre meer mentally superior as enige ander dierespesies op hierdie planeet. Ja. Dit En is so. dit is die enigste rede hoekom mense neersien op diere. As hulle besef dat hulle is nie die slimste dierespesies op hierdie planeet, sal hulle meer respek hê vir ander dierespesies op hierdie planeet. Wel, dalk gaan daai les nog kom. Ja, ek hoop regtig vanaand. Ek weet nie of ons daarvan gaan hou nie. Ja. Nou, Steve, sê gou vir my, hoe speel diere reddingsorganisasies 'n rol in die welstand van diere, van veral honde? Kyk, indien die organisasie 'n etiese diereorganisasie is, want dis net etiese diereorganisasies wat regtig 'n groot rol kan speel. 'n Ongelooflike groot rol in die toekoms van honde se welsyn en geluk. Nie net in die toekoms van honde se welsyn, Karen, maar ook in die toekoms van spesifieke gemeenskappe se welsyn. Sure. Hierdie hele ding is 'n kettingreaksie aan die einde van die dag. As dierereddingsorganisasies reddingswerk op 'n etiese en op die regte manier handhaaf, dan verander hulle, maak 'n groot verskil in verskillende gemeenskappe se lewens dieselfde tyd. Yes. Okay. Nou is die volgende vraag vloei natuurlik daaruit. Beskryf jy asseblief vir die luisteraars wat 'n etiese diere reddingsorganisasie is. Luister mooi luisteraars, luister mooi. Weet jy, Karen, net omdat 'n reddingsorganisasie geregistreer is as 'n NPO of 'n NPC, dit beteken 'n non-profit organisation of 'n non-profit company, beteken dit nie noodwendig dat die organisasie eties is nie. Dis 'n wanpersepsie wat mense het. Yep. Die oomblik as hulle daai NPO of daai NPC sien, dan dink hulle dit is eties. Ja. So dis die eerste ding. En dan inteendeel, ten minste 80% indien nie meer nie, van dierereddingsorganisasies wat geregistreer is as 'n NPC of 'n NPO, is oneties in wat hulle doen op een of ander manier en het die vermoë om die publiek terselfdertyd te mislei, te flop en te betower net vir hulle eie gewin. Nie vir die diere en hulle sorse gewin of welsyn nie. Daar kom so plekkie of twee in my gedagtes op as jy dit sê. Die ergste is dis die mees bekendste diereorganisasies in ons land. Yes. Ja, dis Dan 'n etiese diereorganisasie is een wat die welstand, veiligheid en waardigheid van die diere en hulle sorg prioritiseer. Waardigheid is 'n baie belangrike woord hierso. Yes. Want ons praat van die geestelike mental stimulation en al daai dinge. Ja.
Ja. En dan 'n etiese reddingsorganisasie neem nie meer diere in op hulle perseel as wat hulle kan bekostig om te sien. So. En dan hulle hoofbron van inkomste moet selfbefondsing wees. Oeps. Oeps. Een of ander kreatiewe manier om na hulle eie diere om te sien, moet hulle hoofinkomste selfbefondsing wees. So. Ja, en hoeveel diereorganisasies in die ronde weet jy van wat dit doen? Nee, net 2. En jy hoor nooit van daai 2 nie. Dis die funny ding. Ja, dis baie interessant. Jy gaan nou vir ons sê wie hulle is. Nee, ek gaan beslis dit met julle deel, maar jy weet, hierdie organisasies wat so oneties is, hulle speel nie net op die hartsnare en gevoelens en emosies van die publiek vir hoofbefondsing nie. Etiese, jammer, laat ek rephrase. Etiese rescue-organisasies speel nie constantly op hartsnare, gevoelens en emosies van die publiek vir hulle hoofbefondsing nie. Ja. En dan deursigtigheid, transparency is groot, in groot hoofletters, groot belang vir enige etiese dierereddingsorganisasie. Transparency betekende? Dat hulle is oop oor hulle organisasie se aktiwiteite, hulle befondsing en hoe hulle hulpbronne eties en verantwoordelik toegeken word. So nou moet jy mooi luister, eties en verantwoordelik meen nie jy jaag elke maand 'n onnodige R70,000 veeartsrekening op en verwag dat die publiek daarvoor moet betaal nie. So 'n organisasie moet nie eers ondersteun word nie. Ja, maar ons sien dit ongelukkig op 'n daaglikse basis, né? Ja, Ons sien dit, die mense gee hulle laaste sente en alles. Hulle bring hulle goedjies. Daar's pensionarisse wat nie eers genoeg kos het vir die maand nie, maar omdat hierdie mense so Op hulle emosies speel. briljant is om op hartsnare en emosies van mense te speel, gee hulle laaste paar rand wat hulle kan aan hierdie organisasies. Ja, en dit is dan omdat hulle fondse en hulle skenkings wanbestuur. Beslis, daar's geen doubt daaroor nie. Hulle wanbestuur dit, hulle bestuur dit nie asof hulle besigheid bestuur en enige organisasie. Dit maak nie saak wat se soort organisasie dit is, moet hulle organisasie soos 'n besigheid bestuur. Hulle kan nie die heeltyd net laat die publiek constantly vir hulle constantly moet net gee en gee. Ja, en hulle is ook nie verantwoordbaar. Hulle kan ook nie vir jou boeke wys nie. Hulle kan nie vir jou wys wat hulle met die goed doen nie. Dis wat jy nou gesê het wat 'n etiese organisasie moet doen. 'n Etiese organisasie sal enige oomblik as jy vir hulle vra om na hulle bankstate te kyk en so, hulle sal met groot liefde vir jou oopmaak en sien. Maar as jy vir 'n organisasie vra om hulle bankstate te sien, want dit moet publiek wees. Yes, dit is waarvoor 'n NPO organisasie wat geregistreer is, moet publiek wees. Enige iemand kan vra vir jou bankstate, enige iemand kan vra vir jou boekhouding. Yes. En as jy as 'n organisasie weier vir enige iemand in publiek om actually jou bankstate en jou boeke te sien, dan is daar 'n probleem. weet jy daar's 'n groot probleem. Maar laastens, maar mees belangrikste, merkwaardige kenmerk van enige etiese diere reddingsorganisasie is volhoubaarheid en opvoeding. Yes. Hulle werk om langtermyn uitkomste vir diere te verbeter deur te fokus op voorkoming soos sterilisasie en kastrasieprogramme en gemeenskappe te empower met education oor dierewelsyn. Yes, soos wat jy nou gedoen het vandag. Ja, hulle fokus glad nie net om korttermyn reddingspogings om diere te versamel en in hokke te stop nie. Ja. Nee, daai ding is 'n groot dis 'n groot storie daai. Sê jy red al hierdie diere, maar wat doen jy? Jy druk hulle almal in klomp hokke in 'n hok bymekaar. Ons het daarvan gepraat. Daar's geen mens op hierdie planeet wat daarvan gehou het toe hulle onder lockdown was nie. Ja, absoluut. Sure. Nou, So as jy enige so 'n organisasie ondersteun, ek is baie jammer, maar dan ondersteun jy
in die eerste plek 'n glorified animal hoarding shelter, dit is al. En jy ondersteun ook animal abuse. Sure. Mens moet baie mooi dink. En weet jy wat, ek het ook al gesien ten opsigte van NPO's en sulke goed waar mense vra vir donasies en sulke dinge. Die meeste mense is geneig om net te sê, hier is ons geld. Stop dit in jou hand. Nou het ek my deeltjie gedoen. Hulle het voet op die perseel gesit nie. Ja. Hulle weet niks regtig eintlik. Al wat hulle sien is hierdie sopperige social media goeders wat gecreate is om op jou emosie te speel. Ja, en hulle dis om hulle eie gewete te sis om te dink, okay, nou het ek ook dalk ietsie gedoen. Ja, my bydrae gemaak. Ja, maar jy het nou nie jou navorsing gedoen oor waartoe jy eintlik bydra nie, nee. Ja, want dit gaan oor die ratio. So enige etiese rescue-organisasie sal 'n sekere getal diere, hulle sal 'n maksimum getal hê, en dan sal hulle eers laat die adoption en so goeders plaasvind, om van die hokke en goeders weer leeg te kry, en as hulle spasie het, dan sal hulle eers weer inneem. Maar 'n glorified animal hoarding shelter prop net in en prop net in. Nou, ek wil nou sommer vir jou so van die os op die jas ietsie vra. Jy sê hulle prop nou net in. Nou, as daar nou honde inkom, sê nou maar hierdie animal shelter is vol. En daar is honde wat nou gerescue moet word. Wat is die voorstelling? Wat is mens veronderstel om te doen daar? Wat sou jy sê is die etiese ding om te doen? Okay, hierdie is actually 'n baie moeilike vraag om te antwoord, Karen, want Yes. dis veel meer as net een antwoord. Natuurlik. Maar aan die einde van die dag is jy 'n etiese rescue-organisasie is en jy het nie plek om te doen nie, dan is jy eerlik met mense en sê, hoor, hierso ek het nie, ongelukkig het ek nie nog plek op my perseel nie. Ja. Dis die maklikste ding, en dan is jy eties, jy druk nie net in omdat jy jammer, want dan beteken dit, jy Al die honde suffer daaroor jy stapper onder dit, ja. want jy weet enige boer, kom ek gee jou 'n voorbeeld, enige iemand wat landbou of veeartsnykunde of whatever gaan studeer het, weet dat jy kan net soveel diere op 'n perseel sit. As jy meer as dit sit, breek siektes en goeters uit. Ek hoor jou. Want dit breek uit omdat die diere onder stres is. Ja, dis baie belangrik daai. Soos wat ons gesê het net nou, mense dink 'n hond is net 'n dier, maak nie saak nie, maar hulle vergeet van, hulle het ook emosies. Hulle ervaar ook stres, hulle ervaar ook trauma en angs, en dit is waar die probleem Hulle het inkom. mental stimulation nodig. Ek meen, ons kan barely vir 3 dae 'n ry dieselfde kos eet. Yes, Jy hoor wat ek sê? yes. Ek Ja. hoor jou. Ja, Steve, ek wil graag aangaan met ons a line of questioning hierso vir jou. Ek wil hoor, ons het net nog gepraat van 'n voorbeeld van 'n goeie etiese dierereddingsorganisasie. Sal jy vir ons so 'n voorbeeld gee asseblief? Nee, beslis. Dis baie raar dat jy 'n ordentlike etiese reddingorganisasie kry, maar Marlene van Botchet Paul St. George is 'n briljante voorbeeld van 'n etiese dierereddingsorganisasie Okay. wat dierereddingswerk op die regte manier doen. Marlene en haar span sien om na amper 800 honde, amper 200 katte en 'n paar perde in 'n informal settlement in George. Ja. Geen van hierdie diere is in hokke of in 'n skit nie. Sjoe. Al hierdie diere word omgesien by hulle eie huishoudings. Sy. By hulle eie huishoudings, die span voer die gesinne op oor dierewelsyn, hulle fokus op sterilisasie, maak seker die diere kry mediese hulp indien die diere dit nodig het, en maak seker dat die diere genoeg kos het. Sjoe. Dit is hoe 'n mens 'n pandemie in die oë staar en bydra tot 'n langtermynoplossing vir 'n pandemie wat nie net in ons land is nie, maar wêreldwyd is. Sjoe. Dit is nou regtig, ek moet sê, ons is so gewoond aan hierdie ander sogenaamde dierewelsynsorganisasies wat net die diere in hokke gaan druk op een plek. Ek moet sê, dis die eerste keer wat ek van so iets hoor, en dit is absoluut fantasties. Dit is absoluut fantasties om dit te hoor. Dat daar so ietsie is, hier sommer hier onder ons neus. Onder ons neus, en
maar by hulle eie huis, hulle meen nie honde het hulle vryheid, hulle kry hulle mental stimulation en alles. Ja, en hulle word maar- onderrig om daai diere ordentlik na te die kyk en op te familie pas. onderrig op te voed oor animal welfare. Daai mense wat honde in hokke druk, die welsynsorganisasies wat net constantly honde in hokke wil druk, hulle gaan letterlik in informal settlements en verwyder een na die ander hond uit die informal settlements. Sê gaan verby. Wat doen daai persoon wie se hond en kat weggevat is? Hulle Dan kry maar jy net 'n weer nuwe 'n een. kitten. Hulle kry maar net weer 'n puppy. Yes. So En hulle word nie geonderrig nie en daai dier gaan deur dieselfde trauma. presies Dis dieselfde. dis dan presies ook wanneer die mense net die geval verloor van empathy vir honde en katte en vir diere. Dis dan in die geval net wanneer hulle voel ons kry net nog eenetjie. Ons kry net nog eenetjie, so dan voel jy later dan is net 'n void vervanger vir 'n volgende een wat nie regtig vir jou van belang is nie. Ja. Dis net om Ja, maar iets te hê. net een punt van die informal mense, veral mense in informal settlements. So as 'n rescue, want daar's 'n rescue organisasie en jy weet die grootste een hier in ons Garden Route doen dit onwettig, verwyder honde en katte uit mense se erwe uit, onwettig. So ek kan nie die persoon blameer wat weer 'n hondjie kry of weer 'n kat nie, want party van daai mense staan net op. Dis hulle doel in die lewe. Hulle staan in die oggend op want hulle purpose is hulle hondjie of hulle kat. Ja, dit is so. Ek gee regtig nou nie om waar jy bly nie, want baie mense sê, "O, as jy nie geld het om na die diere te kyk, dan moet jy nie 'n dier nie of jy mag nie 'n dier hê nie." Mense moet ook onthou kultuur Ah, verskil. Dit is so, maar dit is vir my hartverskeurend as mense sulke goeie sê, want dit maak nie saak waar jou hondjie of katjie weggeraak het nie, of jy in 'n informal settlement bly en of jy in 'n rykmans area bly nie, daai dier het nog steeds vir jou iets beteken. Verstaan jy? So daai maak my sommer woedend as ek hoor mense sê, "Ag, hulle kyk in elk geval nie die diere nie, hulle kyk na die beste van hulle vermoë na hulle diere partykeer." Daarom ek lag vir die moderne mense, want ek onthou as 'n kind, ons het nie pellets en goeders vir honde gegee soos ons vandag doen. Nee. Ons het hulle pap gegee, ons het hulle die Yep. oorskos gegee, net Is soos so. ander kulture nog steeds vandag doen. Dit is so, dit is die waarheid. Dit is die waarheid. En daar was Ja. baie meer nutrition in daai pap en goed wat ons vir hulle gegee het, as wat van die pellets vandag is. Daar's baie gifstowwe en actually, ja, Exactly. maar ons gaan dan, dis 'n gesprek vir 'n ander Dit dag. dit sal 'n hele program opneem daai een. Ja. Nou ja, okay Steve, dink jy dat dierereddingsorganisasies genoeg doen om die gedrag van honde te verbeter of te ondersteun? En hoe kan hierdie reddingsorganisasies dit meer effektief doen, dink jy? Nee in hoofletters. 99.99% van dierereddingsorganisasies wen nie eers 'n poging aan Karen om die diere in hulle sorgse gedrag te verbeter nie. Ja, dit het ek al gesien. Onthou jy daai hond wat daar sommer op die tafel kom spring het? Ja. 'n Groot hond spring op die tafel. Niemand sê iets niks nie. Toe ek met die hond praat, toe word ek nou aangekyk. Hoor jy, in die hond piepie oor alles en jy mag nie met die hond raas nie. 99.99% van 'n dierereddingsorganisasie wend nie eers 'n poging aan om die gedrag. Nou moet jy onthou die honde oor die algemeen het gedragsprobleme daar. Yes. Maar hoe kan diereorganisasies meer effektief doen, vra jy vir my Karen, Yes. om 'n minimale aantal diere in hulle sorg aan te hou? Ja, want dan kan jy 'n bietjie aandag gee. Organisasies nie ten minste 30 minute van hulle aandag, liefde en tyd en training per dier per dag kan gee nie, Sure. dan het hulle te veel diere in hulle sorg en is niks meer as glorified animal hoarders nie. Ja, en dan begin al die siektes en allerlei snaakse Want goedjies jy moet kom. onthou, hulle het staf, daar is genoeg staf. Ja. So as jy 5 staf het, dit beteken jy het 5 staaflede wat met elke liewe hond ten minste 'n halfuur spandeer om mental stimulation te create, om training te create en al sulke dinge. Maar hulle doen nie. Want hulle neem te veel diere in. Sure. Nou, lyk dit asof die oorgrootste meerderheid honde wat in skuilings beland gedragsprobleme het? Of is dit 'n wanopvatting? Karen, beslis. Jy's heeltemal reg. Daar is geen twyfel dat die meerderheid van honde wat by reddingsorganisasies opeindig gedragsprobleme het nie. Sure. En ons het net nou 'n bietjie geraak daaraan, want
die rede hiervoor is omdat die meerderheid van mense nie van hulle pappie se prioriteit maak nie. Net 'n hond. Dis 'n cute speelding vir 6 tot 8 maande Yes. en dan is die hond ewe skielik 'n probleem Want hy's en nou dit is groot. nou te maklik om die hond weg te gee want daar is geen streng wettoepassing as dit kom by troeteldiere nie. Ja, ag tog, maak my hart Die sommer seer. hartseer gedeelte hiervan is dat die gemiddelde ouderdom van honde wat of by 'n reddingsorganisasie opeindig of oorhandig word aan iemand anders is tussen 6 en 8 maande oud. Ja, want nou raak hulle probleme, is nou nie meer so cute en cuddly nie, jy kan nie meer dra Dit is nie. Puppy face, wat my woedend maak is, hulle sal daai, want is actually nog 'n puppy, Yes. ja, man wat besig is om in 'n teenage phase te gaan, so hulle raak ontslae daarvan. Hulle gee dit vir die want hulle kan nou nie meer deel daarmee nie. En dan kry hulle maar net weer 'n puppy of 'n kitten. Ja, en dit gebeur dieselfde. So herhaal die proses om vicious circle storie. So my punt is, as honde-eienaars van hulle pappies, en jy weet, pappie, die eerste 6 maande daarna van 'n breed of so, die eerste 6 maande van 'n mens se leefjare is gelykstaande 15 jaar vir 'n pappie eintlik, die eerste 6 maande. Yes. So dit is nie so lank tyd nie, maar as die meerderheid van honde-eienaars veral in daai stage van pappie 'n prioriteit maak van die pappie en na 'n goeie pappie skool vat, dan sal daar 'n merkwaardige daling in die getal honde wees wat weggegee word aan rescue centers en ander mense sonder twyfel. Ja, natuurlik. Want nou is hy stout, né, want hy's mos nou nie geleer nie. Enige iets is stout as hy nie geleer word nie, want hy's nie boundaries gegee nie. Hy's nie gewys wat hy mag doen of wat hy nie mag doen. Dit is my punt, dis die hond se skuld, maar dit is nie die hond se skuld, Nee. dit is die human companion se skuld. Dis presies so. Dit is presies. Dit maak my sommer vies. Ek lag as ek dit sê, want my kliënte wat nou al baie lank by my is, so mense in die begin sal my die kom en sê my hond doen dit en my hond doen dit verkeerd, maar my kliënte wat al redelik tyd na my toe kom, as hulle 'n nuwe probleem het, dan kom hulle aan my toe, dan sê hulle, hoorie so Steven, ek doen iets verkeerd, kan jy my help? Sure. Dis wat jy wil hoor eintlik. Ek weet wat hulle besef, dis hulle wat iets verkeerd doen en dis hoekom die hond respond volgens dit. Dit is so. Dis fantasties as mense dit kan doen. Ek dink ons moet 'n bietjie gesels op 'n stadium dat ons een hengse groot event hou om daai tipe van goeders aan te spreek met mense. Hulle diere bring. Dat Ja, mense dit dan sal kan doen. actually super fantasties wees en ons doen dit 'n fundraising vir sterilisasie se Ek goed sê dit jou. kan ek kry wees. Ja. Ek dink ons moet bietjie gesels met Morley dat hy bietjie wat die stasiebestuurder is. Ons moet bietjie gesels dat ons so dingetjie organiseer. Jy maak my excited. Nou. Ek dink so, regtig waar. Ja, Steve, sê gou vir ons, wat is die rooi vlagtekens van enige onetiese diere reddingsorganisasie? So waarvoor moet die mense uitkyk? So, Karen, daar's actually 'n hele paar rooi vlagtekens. Maar ek sou sê in my persepsie dat die grootste rooi vlagteken waarop ons fokus en ek weet nou dat jy weet die luisteraars gaan nie baie hou van wat ek nou gaan sê nie. Ek kan ook moontlik gestenig word. So O, gat. Maar ongelukkig is dit wat ek nou gaan sê beslis gebaseer op feite in die eerste plek. En jy weet dis nie gebaseer op emosies nie. Tweedens het die meerderheid van organisasies egter agtergekom dat hierdie metodes die maklikste gravy train is om te ry. Om mense se hartslare te roer en hulle beursies waarwyd oop te laat gaan sonder om 2 keer te dink oor die saak. Ek wil hê dat die luisteraars, ek praat nou met die luisteraars daar, dat u asseblief nie net hoor wat ek nou gaan sê met julle emosies nie, maar eerder luister na die feite met julle wysheid. Ja. Enige diere reddingsorganisasie wat hulle self promote as pro-lewe, ek weet, enige organisasie wat hulle self promote as pro-lewe en vir die publiek probeer oortuig
dat Pro-Lewe die enigste weg is om reddingswerk te doen, is die grootste rooi vlag van 'n onetiese dierereddingsorganisasie. Sjoe. Want Pro-Lewe honde reddingsorganisasies is vandag die grootste rede vir die oorbevolking van honde in die wêreld. Jy weet, hierdie huidige oomblik is daar, en ons praat van no-kill shelters, dit is die Engelse woord, Pro-Lewe. Op hierdie huidige oomblik is daar oor die 300,000 honde. Ons praat nie eens van katte nie. Sjoe. Oor die 300,000 honde wat toegesluit is in hokke vir lewenslang. Ai. Ek wil nie so lewe nie. Ja, maar dis my punt. Hoor jy hoeveel is daar van hulle? En dan praat ons van daar's nog 'n 200,000 wat op die oomblik op straat is. So, hulle probeer meer honde red as wat hulle kan herhuis, sonder om genoegsame fokus op sterilisasie en kastrasie te handhaaf. Maar aan die einde van die dag, Karen, gaan dit oor hulle egos en hulle sakke en nie soseer oor die honde se geestesstimunasie en welsyn nie. Ja, ek het vandag ook so 'n dingetjie gepos wat sê rescue is a group effort, not a competitive sport. When your ego comes first, only animals suffer. Maar jy weet, dit is al jare, kyk, ek is al by indirek by vele diereorganisasies betrokke. Ek begin met feral cat organisasies in Gauteng. Daai tannies is letterlik soos katte, hulle wil mekaar se oë uitkrap. Dit is presies wat jy nou sê, want dis my katte, dis my honde. Jy gaan nie kom inmeng hierson nie. So iemand anders wil regtig hulp aanbied aan 'n organisasie, whatever, want hulle het actually die geld om jou te kan help. Maar dat hulle so katterig met mekaar is, dat hulle bereid is vir die diere wat in hulle son is, te suffer. Sure. Wel, ons het nou 'n verskriklike interessante onderwerp gehad vandag en 'n paar baie teerpunte aangeraak en ons hoop die luisteraars het ietsie hieruit geleer vandag en ook om maar jou mind oop te hou ten opsigte van en oopkop te bly ten opsigte van wie en wat jy ondersteun en wie en wat jy regtig ondersteun. Ondersteun jy daai diere of ondersteun jy daai ego en daai sak? So dit is wat ons in gedagte moet hou en mense moet meer mentally daaroor dink as met hulle emosies, want daar is 'n diere rescue organisasie in Gauteng wat ook een van die heel grootste is, wat ook kans nie op mense se gevoelens speel. Hulle sal op die laaste dag van die maand dan wys hulle vir jou 'n foto van een sak kos wat daar is. En sê maar ons het môre soveel dierevoer. Ek bel hierdie organisasie om vir hulle te sê, maar jy weet, kan ek julle help met fondsinsamelings en goeders, want jy weet, dit is nie wie jy dit kan doen nie. Die antwoord was, maar ons het 2 huisverbande wat ons moet afbetaal en ons motors. Nee, toe maar, ek het eintlik baie om te sê, maar ek dink ek gaan dalk in die tronk land. Ek is eintlik nie nou lus daarvoor nie, maar dit sal nog kom. Maar baie dankie Steve. Ja, Dion sê vir my so kat. Ons tyd is alweer klaar. Dis altyd so. Time flies when you're having fun. Baie dankie Steve dat jy jou tyd opgeoffer het om met ons te gesels vandag en ons waardeer jou verskriklik. Steven, is daar enige mense wat jou wil kontak in verband met Dog Whispering om die werk wat jy doen? Is daar 'n kontaknommer wat jy kan deurgee vir hulle? Ja, ek waardeer die geleentheid. So WhatsApp asseblief, want ek antwoord nie my foon nie. So WhatsApp asseblief by 083 7709 736. Ek herhaal gou weer. 083 7709 736, of jy kan my Whispering of Dogs page op Facebook ook gaan laat. Fantasties. Baie dankie Steven. Ons waardeer dit so verskriklik baie en dankie dat jy tyd opgeoffer het om met ons te gesels in verband met hierdie teerpunt soos Karen nou gesê het ook daarbey en ons weet dit is maar nie altyd lekker nie, maar baie dankie en ons sal definitief weer met jou gesels.
voel so honored dat julle vir my die geleentheid gee. Kyk, ek het 'n passie vir diere, so ek het ook emosie, maar partykeer moet 'n mens net Logies dink. verstandig en logies oorstel. Yes. Absoluut. Ja. Balans, né? Net so. Balans. Dit gaan aan die einde van die dag oor die welsyn van die diere. Net Exactly. so. Dit help nie jy sê jy het 30.000 honde, maar jy kan nie vir hulle sorg nie. Dan Presies. ja, okay. Maar baie dankie Steven en baie dankie luisteraars dat julle geluister het na ons program en ons hoop soos Karen gesê het julle het 'n lekker baat gevind daarbey. Ons gaan nou oorgee aan ons kollega aan die ander kant in Oudtshoorn, Paula Mas. Lang naweek wat Ja, nog kom. dit kom nog, maar tot Ja. volgende week toe het ons nog lekker om met julle te gesels Ag, ook maar vir die ek paasnaweek lewe van naweek inkom. tot naweek. Dis hy. So Paula Mas, Paula Hops, ons gaan vir jou oorgee. Bly ingeskakel vir die volgende program, die Afternoon Drive waar Paul vir julle lekker deurvat, lekker klank, lekker treffers, lekker musiek, lekker entertainment waar julle op pad is van die werk of waar julle huis toe ry en waar julle julle tyd het op die radio bevind. Soos groet julle uit Mosselbaai se ateljee uit. Ek is Dion En ek is Karen. en ons het vir Steven ook hier. Hy kan ook groet. Bye! Lekker week dag. julle.